Die landboubedryf in die meeste provinsies is tans gewikkeld in 'n stryd teen back and closure. Die gevolg is dat verbruikers ook gebuk gaan onder hoë voedselpryse terwyl die regering daarvan beskuldig word dat hy nie genoeg doen nie. Jaco Mulder is 'n lid van die Gautengse wetgewer en voorsitter van die portefeulje komitee vir landbou, landelike ontwikkeling en omgewingsake en ons gesels nou met hom om meer duidelikheid hieroor te kry. Jaco, Gauteng word nie tradisioneel gesien as 'n sogenaamde landbouprovinsie nie. Wat is die invloed hiervan op die land se ekonomiese spulpunt? Dankie weer Jaco. Ja, die Gauteng uiteraard is 'n klein provinsie soos ons weet, maar sowat 18.000 vierkante kilometer groot, maar ons weet ook dat dit die ekonomiese hartland van Suid-Afrika is. En dat meer as 'n kwart van alle Suid-Afrikaners hier woon, maar tog het Gauteng 'n redelike groot landbouaktiwiteit. Min mense weet dit, maar sowat 2% van die land se beeskudde kom voor in Gauteng. En as ons dit in syfers kan omsit, dan is dit meer as 270.000 stuks beeste. En dan die ander ding wat ons natuurlik moet onthou is dat die grootste voerkraal, weesvoerkraal in die suidelike halfrond en een van die grootstes in die wêreld is gesetel in Gauteng in die Heidelberg omgewing. Hierdie voerkraal naamlik Karam Beef beslaan so wat 2330 hektar en kan hier by 150 na 200 beeste op 'n slag hanteer. So ja, hy is verseker 'n substansiële formaat van weesboerdery en aktiwiteit in Gauteng. Die minister van Landbou het vroeër die week 'n 10-jaar plan aangekondig om die siekte te bekamp. Jy het self 'n belang in boerdery in jou persoonlike hoedanigheid. Sou jy sê die minister se plan is voldoende? Ek dink die minister se plan is sekerlik beter as geen plan nie. Kom ons gee hom dit ter ere, maar ongelukkig is die plan te laat, te min te laat. Dit is so dat die minister eers in sy amp ingetree het net na die 2024 verkiesing en dat daar vir jare reeds versuim is om hierdie kwessie aan te spreek. Maar dit is ongelukkig ook so dat sedert die 2024 verkiesing daar ernstige gebreke is in die manier hoe daar met die back and closure situasie omgegaan het. Die plan glo ek nie is volhoubaar nie. In die sin dat daar is nie genoegsame kommunikasie tussen die departement en die boere en die hele vleisprodusente waardeketting nie. Daar is nie genoeg kapasiteit, voldoende kapasiteit in die departement om dit te hanteer nie. Dit is ook so dat ongelukkig omdat ons vermoë om enstof te ontwikkel al vanweë onderste poort se situasie en toestand waarin hy verkeer so is, moet ons enstof invoer, maar soos wat dit met 'n virus gaan, muteer die virus gereeld en teen die tyd dat ons die enstof dan uiteindelik beskikbaar het, is dit waarskynlik nie meer op datum nie. So daar staan sulke faktore. Die ander slegte ding natuurlik is dat boere finansiëel nie gaan oorleef nie. Dat dit ons voedselsekerheid negatief gaan beïnvloed. Dat dit werksgeleentheid gaan negatief beïnvloed. Met ander woorde, die planne sulks is nie genoeg nie. Dit sou miskien wenslik wees indien daar 'n noodtoestand afgekondig sou word wat dit aanbetref, dat die staat dan sekere ander regulasies kan implementeer wat vir hom meer wat dalk beter sal wees, maar dit hang ook af of die staat in staat is, soos ek gesê het, om dit uit te oefen. So dis nie so eenvoudig nie. Volgens jou mening, wat sou jy sê is 'n beter oplossing waar alles byvoorbeeld dalk nie in die hande van die staat gelaat word nie? Back and closure is ongelukkig 'n staatsgereguleerde siekte. So die staat het 'n bepaalde verpligting. Maar iets wat ek voor gevra het as VF+ voorsitter van die portefeulje komitee, is in 'n proses om die Nasionale Raad van Provinsies se portefeulje komitee voorsitter te versoek om 'n gesamentlike gekoördineerde vergadering te hou tussen al 9 provinsies se portefeulje komitees wat oor landbou oorsig hou, as ook die van die nasionale vergadering natuurlik. Want dit is duidelik dat die uitvoerende gesag die boere van Suid-Afrika gefaal het hier, dan het die wetgewende gesag 'n verpligting om in te gryp om toe te sien dat die uitvoerende gesag sy werk doen en sy mandaat voldoen. Dis die een ding. Die tweede ding is daar moet 'n groter staat-privaat sektor verhouding ooreenkoms aangegaan word. Privaat laboratoriums is waarskynlik beter in staat om vaksines
of inentingsstowwe te ontwikkel as die staat self. Selfinentings deur boere. Ons glo nie die staat het die kapasiteit om al die inentings te doen wat hulle onderneem om te doen nie. En natuurlik dan ongelukkig moet daar hulppakkette wees aan boere. Daar's hulppakkette gewees aan sekere ondernemings in die COVID-tyd. Daar's hulppakkette aan mense wat gegee word aan 'n sekere groep onder 'n bedrag inkomste. En die boere gaan verseker nie oorleef nie. Dit gaan 'n nadelige invloed hê op ons voedselsekerheid. So ons sou sê daar moet een of ander finansiële ondersteuningsplan ook wees. Baie dankie aan Jaco Mulder. Hy's 'n lid van die Gautengse wetgewer. Hy's ook voorsitter van die Portefeulje Komitee vir Landbou, Landelike Ontwikkeling en Omgewingsake. Van my, die ander Jaco, tot volgende keer. DV wederom.